2 Petrus 1. Simeon Petrus, die diensknegt en die apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het, deur die geregtigheid van ons God en Saligmaker Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here. Immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom ook met julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle heel des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Daarom sal ek nie nalat om julle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel julle dit weet en vasstaan in die waarheid wat by julle is. En ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tentwoning is, om julle deur herinneringe op te wek, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons Here Jesus Christus ook aan my bekend gemaak het. En ek sal my beywer dat julle ook gedurig na my heen gaan hierdie dinge in gedagtenis kan hou. Want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het, maar ons was aanskouers van sy majesteit. Want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het. Dit is my geliefde seun in wie ek in welbehae het. En hierdie stem het ons uit die hemel oorkom toe ons saam met hom op die heilige berg was. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Terwyl julle veral dit moet weet dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek.